Lekker mense, hoe nie so? Vandag het ek weer gou 'n lekker enetjie vir julle. Roy Triton se EGR Delete. So wat dit behels is, ek het nou klaar die skroefies losgemaak. Ons gaan hom so oplig. Net verskoon hoe dit hier lyk. Ek het nou nog nie eers uitgepak van Sodwana af nie, nog nie kans gekry nie. So alles staan nog rond en bond. Maar my tools is daarom al reg. So wat ek gaan doen is, baie van die mense EGR Delete. Hulle gooi 'n plaatjie onderin, sit 'n plaatjie dalk daarbo in. Ek sien dit baie min. Ek sien die mense gooi dalk net 'n plaatjie daarin, of die makliker manier is hierso in, wat nie die regte manier is nie. Dan is jou EGR nou geblok. So nou wat gebeur is, ek het nou al, dit is nou die tweede of die derde persoon in die week wat met my gesels het, wat gesê het hulle verloor water. En hulle water stoot na hulle waterborrel toe. En hulle kan nie sien waar hy lek nie, of nie. So wat hierdie is jou EGR cooler. En hierdie rubberpyp hierso, en daar is enetjie hier agter. Ek kan nou nie mooi sien daar nie, maar daar. Die rubberpyp het jou water wat sirkuleer deur om hom nou koel te hou, want dit is mos nou 'n cooler. Maar die ding kraak in die middel. So dit hang nou af hoe hy kraak. As jy hom afgeblank het en hy het klaar gekraak, of hy kraak nog steeds, of wat ook al, kan jy ook jou water verloor. So die beter manier is om hierdie ding heeltemal net uit te haal. Jy haal hom uit, want jy blank jou EGR hier af. Ek maak 'n plaatjie ook vir onder die welf, onder die EGR welf, wat saam met daai gasket vasmaak. So dan is hy daar afgeblank, hy's bo op die throttlebody afgeblank, bo op die intake afgeblank, dan haal jy hom uit. Dan bypass jy net, jy sit net 'n ekstra stuk pyp in van hier af, jy gooi hom soontoe, en dan hardloop jy water deur. So ek gaan dit nou gou alles losmaak hierso. Ek gaan julle nou nie wys hoe ek dit losmaak nie. Pas op net vir die skroefies daaronder op hierdie pyp wat afgaan. Hy gaan direk by jou manifold in, en hulle is geneig om bietjie te strip. So as jy voel hy draai swaar, kry vir jou een van hierdie butane tanks. Ek het iewerste hierso 'n klein butane tankie met die kop op. Jy weet, jy kry so ouetjie met die kop op, en gooi so lekker blou vlam uit. Hy maak lekker warm. Dan sit jy hom net daar op vir so 2 minute, voel hom dan weer, as hy nog steeds wil lekker losraak nie, maar beweeg hom vorentoe en agtertoe, jy weet. Gooi nog bietjie hitte op, nog bietjie hitte, gaan net so aan, hy sal eventually uitkom, want om daar in binne in iets af te breek, gaan vir jou baie kopseer gee. So ek het nou op hierdie metode nog nooit enetjie daarin afgestrip nie. Onthou nou, my bakkie is die proefkonyn. Ek het myne gestrip, en dit was maar missions om hom uit te haal, maar daarna het ek mooi geleer, en my bakkie, as ek dit nog nie op my bakkie gedoen het nie, doen ek dit nie vir die mense nie. So, nou ja, ons gaan daaronder losmaak, jy gaan hierdie pypies losmaak, jy gaan hier losmaak, jy gaan daar losmaak. Hierdie moet jy losmaak, net om hom te skuif, sodat jy die EGR welf ook kan optel. Jy plak hom uit, die EGR welf se sensortjie plak jy uit vir nou, en dan kom alles los, dan maak jy die EGR cooler los, met daai skroefie is eintlik maar heel eenvoudig. Daaronder is nog enetjie daarso, en dan daaronder is nog ene. Dan kom die hele storie uit. Jy gaan bietjie water verloor, moenie skrik nie, jy top hom maar net weer op na die tyd. Maar ek gaan gou alles afval, dan gaan ek vir julle wys hoe dit lyk. Ok, soos wat julle kan sien, hierdie vlammetjie is aan, en ek is nou so half bly dat hierdie kar sinne sukkel. So ja, ons gee net daai nat daar, gee ons so bietjie hitte. Ekskuus, ek het 'n oproep gekry. So ja, daar so sit ons nou. Ek maak daai nat so bietjie warm. Hy het begin moeilik draai, so ek gaan hom nou net so bietjie, hy is nou al 'n rukkie wat ek hom maar op het. Ons sprei hom so bietjie olie, dan maak ons hom warm. En dan gaan ek hom nou weer bietjie olie sprei, en dan gaan ek hom begin stadig maar seker draai. Ja, ek is nou half bly, hierdie ene het dit begin doen, sodat ek vir julle kan wys die stappe. Julle moet nie bang wees om die goed self te doen nie, jy weet. Daar so is baie geld om te spaar as jy dit self doen. So, ek wys gou vir julle hier. Kom ons kyk as ek die spinnertjie nou op hom gaan sit. Ok, so, moenie worry oor die bietjie rook wat uitkom nie. Die rook is wel net die olie wat nou obviously warm geword het.
En ek het hom nou al 'n draai gegee. Hy voel al klaar. Hy net 'n moeilike plekkie om hier in te kom. Hy voel al klaar baie beter as wat hy nou het. Ja nee, hy is baie makliker om nou los te draai. So, nou gaan ek net so 'n bietjie met hom speel totdat hy uitkom. Ek kan hom maar net so stadig back and forth, back and forth, back and forth. Sprei hom net sommer met bietjie olie. Ek het sommer net hierdie ek dink hier is soos R50. Cheap tool in 'n can. Gooi hom maar op. Hy is al mooi penetreer daar. Check hier rook wat daar uitkom. Hy's lekker warm. Dan werk ons hom. Okay, kom ek wys vir julle gou. Ek het hom afgekry. So hy sit letterlik so teen die motor vas. En hierdie kantste enetjie, hy maak gewoonlik bietjie moeilikheid. As jy nou kyk na die enetjie wat daar uitgekom het, sal jy kan sien, kom ons kyk het of ons die fokus kan reg kry. Sy frets het bietjie seer gekry daar in die middel. Jy kan sien daar. So ja, hy strip baie vinnig. Maar met hierdie gun, hierdie torch, sort jy vir hom vinnig uit. So as daai pyp nou uit is, dan gaan dit so lyk. Kom ons kyk gou of ek torch kan aansit, so daar soos hy. Daai nattigheid wat jy sien is net so 'n bietjie van die olie sprei wat ingeloop het. So ek gaan hom nou 'n bietjie mooi afskuur en skoonmaak. Hier skuur hom sommer maar net met 'n staalborseltjie af. En dan kan jy voortgaan. Vir nou is hierdie pyp losgemaak. Ek wil vir julle hierso wys. So jy hoef nou nie hier agter los te maak nie. Dit is bietjie partykeer moeilik om hier agter in te kom en hier los te maak. So jy gaan letterlik jou EGR valve unplug. Daar is sy pluggie. En ons gaan al sy skroefies hierso losmaak. En dan kom hierdie hele pyp storie net so af. Dan kan jy hom na die tyd maak jy los. En jy kan daai kant losmaak en dan haal jy hom af. Ek gaan vir julle wys dan wat doen jy met dit. Maar ja, vir nou gaan ek net gou hierdie skroefies, hulle is lekker lank, hulle is 'n 14 bout. So jy kan hulle maar net lekker losmaak en dan sal hierdie hele storie met sy pyp loskom. Laat ek gou dit doen. Jy weet the power of video. Daar is hulle almal los. Sommer vinnig. Vir my was dit so 'n bietjie langer as wat dit vir julle was. So nou vat ons hierdie hele storie, hy kom net so uit. Sit hom maar in die boks. So jy sal sien daar agter kom hy los. Hierso sit jy met 'n gasket. Jy gaan hom nie weggooi nie. Ons gaan hom eenkant sit, want ons gaan nou uit hom uit gaan ons die template uitsny om 'n plaat hier op neer te sit, maar ons gaan nie hierdie groot gat in hom sny nie. So jy gaan hom essentially net so terugsit en hy gaan toe wees daar. Ek gaan jou valve net op hom sit om hom te sandwich. So hierdie pyp gaan ons afval. Jy gaan net jou valve terugsit. Hierdie pyp is nie nodig nie. So ja, nou kan jy sien hoe lyk dit binnekant. So hierdie lyk actually nie te bad nie. Hierdie is al, ek het al gesien, die wat amper al toe is. So dit is waarvan hulle praat, is hulle praat van die soet. Die soet en die carbon build-up. Jy moet, as jy dit skoonmaak goed, moet jy nie met jou hande actually daar ingaan nie, want jou hande vlek. Jy moet gloves aan hê, en verkieslik moet jy maar jou hele intake draai afval en hom dan skoonmaak. Dit is maar die regte manier, maar dit is nogals 'n groot jobbie om te doen. Maar soos met hierdie ene, hy lyk nie te bad nie. Hy sal hom dalk nog ewen self skoon brand. So ek gaan nou net 'n plaatjie vir hom sny. Dan gaan ons hom opsit saam met die gasket sommer. En dan gebruik ons die valve om hom te sandwich. Nou die ander ding is, jy kan hierdie plaatjies koop. Kom ons maak so. Jy kan hierdie plaatjies gaan koop ook by 4x4 Direct. Hulle maak dit nou ongelukkig nie meer in die laas wat ek gehoor het. Ek het actually hulle laaste 5 of 6 gekoop wat daar is. Toe ek hoor hulle maak dit nie meer nie. So jy soek die 54. Jy wil hom net bietjie die gaatjies opersny, dan gaan hy gemakliker teruggaan. So waar hierdie ene gaan is nou waar hy aan die motor daar vaskom, so hy gaan nou daarin. Maar jy sal hom moet sandwich.
So wat ek doen is, die pyp wat jy nou afgehaal het, nie hierdie ene nie, die enetjie wat aan die motor vas is, hierdie ene. Sy kop sny ek hierso af, ek maak hom mooi skoon, en dan gebruik ek hierdie om hom te sandwich, dan sandwich jy hom mooi vas. Ek het hom al net so aan vasgesit, met 'n ordentlike gasket maker, ek gebruik sommer daai Silver RTV, maar so 6 maande later het hy begin lig, en dan kry jy 'n lek hierso, en dan jy hoor hom soms so tsk, 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 as jy ry. So ja, ek gebruik nou die ou pype, ek sny hom mooi af, en ek gebruik hom om te sandwich. Hy gaan nêrens heen gaan nie. Het lyk ook bietjie beter, as wat dit nou doen, net met hierdie plaatjie alleenlik op. So ja, ek gaan gou begin goedjies sny en alles reg kry, dan wys ek vir julle die volgende stappe. Ok, so ons sit met hierdie ouetjie, soos wat julle kan sien, het ek die gate en goeders daar uit. So gaan we nou net mooi uitgrind en dan gaan ons die gate maak. Wat ek doen is, ek maak die gate net so bietjie groter, want hierdie gate is perfek groot vir die nuts wat ingaan. So gaan net een size groter as wat jy nodig het, en dan gaan jy jou goeders mooi kan oplaai om weer terug in te sit. As jy eers besig is met dit, gaan jy sien waarvan ek praat. Maar ja, ek gaan dit gou sny. Ons kyk nou hierdie camera tricks, dan maak ons so. Ja, sien, daar werk het. Kan jy dit nou oor vertel? My transition was so smooth gewees. Ek raak nou 'n pro in hierdie. Maar ok, daar so is hy nou. So jy wil seker maak dat die gate line mooi op, lyk of daai mooi oplyn. Okay, hier is jou EGR valve, ek het hom nou daar losgemaak. So ons kan hierdie gedeelte nou weer bære. Ek kan nou in die boksie gaan. En dan, ok, so dan vat jy jou EGR valve. So wat ek gevind het wat die maklikste is ek sit hom eers op. So daar kan jy sien hy's op. En daar gaat ons. Ek wil ook net vir julle noem hierso. Die materiaal wat ek gebruik is soos dis aluminium. Nou wat ek vind met die aluminium is jy het nie nodig om gasket maker op te sit nie. Alhoewel ek like het om wel op te sit, nie aan die EGR se kant nie, maar wel aan die ander kant by die kleiner pyp waar die hitte is. Sit ek wel bietjie gasket maker op. Hierdie ene as jy hom styf genoeg vasmaak, dan dis 'n sagte staal. So hy imprint met die storie. Dis soos 'n gasket. So hy basically imprint met homself en hy seël baie mooi. Hy lek glad nie. Dan wil ek ook gou vir die ander mense sê, want baie mense gaan sê, jy het net die plaatjie nodig daai kant. Ek sit 'n plaatjie die kant op, want ons haal nou die pyp van die valve af. So jou valve, as hy moet oopmaak, dan maak hy oop, en dan gaan hy nou wel hierso lug suig. Dit is hoekom ek hierso hom afblank aan die valve se kant ook, want ek gaan hom terugplak. Die bakkie gaan hom nog oop en toemaak, soos wat hy voel hy moet, maar hy gaan hom oop en toemaak, hy gaan lug insuig net tot hier, dan is dit klaar, daar is niks verder nie. So, as jy hom wel net daai kant afblank, onthou nou net, dat daar nog steeds die kans is, dat jou koeler kan lek, jy kan nog steeds daar lug insuig, jy kan daar lug uitblaas, jy kan water inkry, daar's groot stories daar, veral met die ouerige bakkies. Ek het seker al 6 of 7 van hierdie deletes gedoen, in die laaste 6 maande, wat ek hom heeltemal uithaal. So ek haal die koeler heeltemal uit, en dit is net, jy weet dan, daar's niks wat kan fout gaan nie. Daarin kan nou maar kraak hier in die garage. Ek is seker daarvan, ek het 2 of 3 hier in die garage. Ja, daar hang actually 2. Het blur hierdie foon so. Maar ja, daar is ons enetjie en daar is nog enetjie wat hang. Ek stuur gewoonlik al die pype en goeders maar saam met die kliënt terug. As hulle dit dalk wil terugsit, dan kan hulle. Alhoewel ek wel die pype en goeders so bietjie hier en daar sny, maar as hulle wil plan maak, dan kan hulle dit net doen. Maar ja, ok, volgende stap is valve terug op met die gasket.
So hierdie ouetjie gaan nou net so weer teruggaan, ek gaan hom gou vasmaak. Dan gaan ek julle die volgende stap wys. Gou iets anders so op 'n side note. Ek merk gewoonlik my boude as ek hulle klaar vasgemaak het. Dis nou maar net vir jouself, sodat jy weet wat jy al klaar gedoen het, laat jy nie tyd mors om weer terug te gaan om te kyk of hulle styf is nie. Ek weet hulle is vas, hulle gaan nie loskom nie. So ja, ons gaan nou die kant toe beweeg, gaan ons die EGR gehou, die waterpyper, die koeler, die waterpype afval, en dan die koeler uiteindelik uithaal. So ja, wat dit behels is net, hier so is 'n skroefie hier onderin, soos wat ek vroeër gesê het, hierdie kant, al twee kante het ek klaar uitgehaal. Die twee hou ek op, dit gaan vir my makliker maak om die waterpype se clamps af te haal, en dan maak ek hulle eers los daarna. So ja, ek gaan gou hier so losmaak. Voordat, ek het nou amper vergeet, voordat jy die koeler self afhaal, moet ons eers die gat daar so toemaak. Want jy gaan nou water daar laat uitloop, en jy het skroefies nog en clamps en goedjies. Jy wil nou nie hê daar moet 'n skroefie daar inval, terwyl jy besig is nie. So, ons wil hom eers toemaak. So, jy gaan nou jou clamp, jou blank off vat, net so. So jy sal sien daar so, as jy nie 'n blank off kan kry nie, dit is nie die einde van die wêreld nie. Daar's sulke klein gaskets wat afkom van die pype af, en jy kan hierdie gebruik as 'n template, dan sny jy net jou eiers. Jy sny jou eiers. Daar so, is nie fout nie, staal is staal. So ek het nou my blank off hierso. Nou wat ek gewoonlik doen is, ek maak net hierdie gaatjies bietjie groter, want jy gaan sien as jy hom standaard nou hier oor sit, is daar omtrent so 1 millimeter. Daar's omtrent so 1 millimeter gappie in die middel, wat jy nou gaan toelaat laat die bolts nie oplaai nie. Dis nou dieselfde prinsip met die valve ook. So gee hom net so 1 mal groter gat. Ons gaan hom nou gou mooi afskuur hierso. Hierso is my brush. Skuur ook net die gat daarso op mooi skoon. Dan gaan ons hom met bietjie gasket maker smeer, en ons gaan tussen die twee ook bietjie gasket maker laat hom net vashou aan mekaar. En dan gebruik jy maar so klein as moontlik boutjies, laat jy nou nie weer ingaan met die diep gat nie. So jy het langer boude wat daarin was, jy gebruik jou kleiner boutjies wat jy wel afval. Hy het nie nodig om sterk of enigiets te wees nie, hy moet hom net daar vashou. So ja, daar is baie pressure, maar die kleiner boutjies gaan beter wees vir jou as jy hom opsit en afval weer daarna, as jy dit sou wou afval. Vir een of ander rede, dan sal die kleiner boutjies net beter wees. So ja, kom ek doen dit gehou. Hey, ok, so, hy is toe daaronder, soos wat jy kan sien. Ek het bietjie gasket maker daarop, en yes, hierdie foon se kamera kan nie meer bly nie. Ok, so nou al ons die pype af van die EGR koeler. Kyk maar net of jy daar kan inkom, en dan as hy. Ok, so hy is af. So wat ek like om te doen is, want die pype sit gewoonlik vas. Gryp maar net vir jou lekker Bobbiaan spanner, of wat ook al die mense het noem, kraan, tang, wat. Sit hom oor, en terwyl hy op die pyp is, breek hom net los. Jy kan hom net so vat en hom losbreek, dan sal hy so maklik afkom, soos wat ek julle nou gewys het. Soos wat ek gesê het, daar gaan bietjie water uitkom. So ja, ons het water in die pype obviously. Ek gaan nou hierso losmaak, jy kan sien hoe drup hy daar agter. So ek gaan nou die kant losmaak, en dan gaan die EGR koeler net so afkom. Ok, so daar is die water. Lyk nie of hier koelend in hierdie ouetjie is nie. Ons sal moet kyk om bietjie koelend by te gooi met hierdie ene. As jy jou kar sonder koelend hardloop, dan jy kan jou waterpomp lekker oproes, seermaak. Nou koelend is nie net daar vir die borrel en die ys nie, dit is daar om die goeders te help, lubricate ook, al daai lekker dinge. Hier is daai pyp.
So jy sny die punt net so af. Dan kan jy hom gebruik om mooi te sandwich. So nou, volgende, kyk ons na die pyp. Jy sal sien hulle loop so en hulle kyk soms so mooi vir mekaar. Jy kan hom hier so 'n bietjie losbreek en dan draai hom net op en sal hy hom mooi teenoor druk. Dan kan jy dalk 'n klampie daaraan vasmaak ook om hom mooi vas te hou. Dit is nie nodig nie. Hierdie het van daai spring clamps op. Wat ek like om te doen is, ek het altyd ek sal vir my moet nog kry, ek dink na hierdie jobbie, maar ek het hierdie house clamps wat ek gebruik. Kom ons kyk net of ek dit kan uithaal. Ja, ek het so ek het nog clamps hier so. Ek gebruik sommer net die normale house clamps. Daar's nie baie pressure wat daar deurkom nie. En dan gebruik ek sommer van hierdie normale polycorp pyp. Obviously as ek hom sny, maak hom mooi skoon, moenie laat daar goed in die pyp wees nie. Wat ek like van hierdie polypyp is, jy gaan hom insit, hy gaan lyk of hy net te klein is, maar sodra hy hitte kry, dan begin daai pyp te swel. Dan sit hy mooi binnekant. So ek sit die house clamp op, ek gebruik die spring clamp ook, ek los hom daar op. Hierdie kan dieselfde, sit die house clamp op, maar die spring clamp is ook daar as 'n backup. Maar hy swel, daai pyp swel so lekker binnekant, dan seel hy mooi op. En dan, ja, laat ek dit gou doen, dan wys ek vir julle, as ons klaar is. Ok, so, wat het ons nou gedoen? Ons het die EGR valve afgehaal, plaat onderin gesit, EGR valve teruggesit. Jy maak hierdie twee skroefies los, hierdie een kom uit, hy skuif uit, sodat jy by die skroefies hierbo kan uitkom. Anders dan gaan jy dit nie kan nie, maar jy kan dit weer terug vastsit. Dit is wat jou cover bo vasthou. Die koeler is uitgehaal, ek het 'n clamp op, ek het 'n pyp in. Die pyp moet ook nie te lank wees nie, want dan blok hy die water daar. En hy blok die water hier agter waar hy buig. So jy wil seker maak dat hy sit mooi. Hierdie pyp is so van hier af tot en met hier so is hy. So net voor die pyp waar hy buig, stop hy blok nie daar af nie. Daaronder kan jy nou sien, daar het water opgeval. So as daai gat nou oop was, het jy water gehad wat binne in jou manifold inval. Ek glo nie, dit kan 'n probleem wees nie, maar better be safe than sorry. So al wat ons nou nog nodig het om te doen, is om hom te start. Ek het hom nou nog nie gestart nie, so julle kan hom saam met my start. Dan luister ons gou 'n bietjie vir lekker. Maar ek kry net gou die sleutel. Oei. Ja. So ek het al gevind met die koeler geblank, die koeler gedelete. Klink hy bietjie beter. Hy klink vir my bietjie dowwer. Hy het so dieper klank aan hom. Gaan nou moeilik wees met daai exhaust. Ons kan nou luister. Jy sal hom hier so mooi kan luister. Hy sal sommer so maklik so tik 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 tik. Hy maak 'n harde tik 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 geluid. As hy daar lek. Maar al daai is fyn. Hoor ook nie 'n gesuig of 'n geblaas hierson nie. Ek gaan hom laat hy bietjie warm word. Terwyl hy warm word, gaan ek gou die cover terug opsit, dan vat ons 'n laaste video gou. As hy onthou om jou water op te top. En daar sê hy idle nog al die pad. Dit is hoe hy lyk. Nou mense, ek wil vir julle sê, hierdie is my manier. Dit is hoe ek dit doen. Ekskuus net hoe ek lyk. Dit is hoe ek dit doen. Daar's mense wat vir my gaan sê, dit is die verkeerde manier. Daar's ander mense wat gaan sê, wel, hulle het dit nou nog nie gesien nie. Dit is hoe ek dit doen. Dit is hoe dit al werk op my bakkie vir die laaste 2 jaar. Ek is happy. Daar's die foute nie, daar gaan niks aan nie. Die pyp is verkeerd, die pyp is fyn. Daar is niks fout. My pyp lek nie. Hy gee nie 'n chemikalie af wat die thermostat gaan opeet en nie. Daar's niks van sulke probleme nie. So ja, as jy iets by te sê het, go for it, stuur dit daar, gooi dit in die comments. As jy 'n ander manier het, go for it.
As jy nie hierdie manier wil doen nie, jy hoef dit nie te doen nie. Ek like dit om dit so te doen, dan weet ek is reg in my kop, dit is die regte manier. Ek doen hierdie video's ook. Ek het baie mense wat vir my sê, "Why nou op die video's doen? Ons verloor geld." Ons verloor geld. My gearbox video was nou weer eens vanmiddag gebruik. Die ou het so 'n bietjie ekstra probleme gehad op dit, maar ja, daai gearbox video van my met die inhibitor switch wat jy so 'n bietjie stel. Mense quote hulle dadelik en sê nee, jy moet gaan nuwe inhibitor switch koop. Dit is 3, 4, 5.000 rand en dit is al wat gaan werk. Ek ry met my inhibitor switch wat ek so gestel het nou vir die laaste van Maart af, dink ek het daai video gemaak. En ek het seker nog 2 maande voor dit het ek daai ding gestel. So ek ry nou al letterlik 'n jaar met dit sonder om te gedoen het en dit het my niks gekos nie. So ja, ek doen hierdie tipe video's om die mense daar buite wat nie geld het nie, wat nie mense kan bekostig om te betaal om dit te doen nie. Doen dit self. Dit gaan jou motor help, die EGR afblank, dit help jou motor beter asemhaal op die einde van die dag. Die regte manier is om daai intake af te haal en hom ook skoon te maak. Ek gaan vir julle sê, die Michitech in Alberton het nou 'n carbon clean proses wat hulle doen sonder om alles af te haal. Dit is nogals bekostigbaar ook. Kom gerus in kontak met hulle daaroor. En ja, doen die EGR jouself, blank hom af. Vat hom daar na hulle toe, laat hulle die carbon clean doen, even voor die tyd of na die tyd, maak nie saak nie, maar ja, doen dit, dis een proses om dit te doen. Jou catalytic converter ook, haal die ding uit. Hier in Suid-Afrika het ons nie die goed nodig nie. Hy blok ook so, veral met die ouer karre. Gaan kap hom uit. Ek gebruik gewoonlik vir Oom Hendrik by Noise Boys hier in Boksburg. Hulle kap hom sommer net daar so uit, onderuit en ja, dan weet jy jou kar al ook lekker awesome. En ja, as daar enige verdere vrae is, moenie huiwer om my te kontak nie. My nommer is oralste en ek sê maar vir altyd almal, ek kan verniet my raad uitgee. Ek is altyd willing om te help en moenie skaam wees om te bel om vrae te vra nie. Dankie. Laat ek bietjie in die shower gaan spring.